Israel, Gaza, Iran, Hamas, Hezbollah, Houthis. Dit alles het huishoudelike woorde geword, veral sedert die gruwelike aanslag van Hamas op Israel, 7 Oktober 2023. Ja, ons weet, Hamas-terroriste het in 'n verraderlike aanval 1200 mense vermoor en ongeveer 250 gijslaar geneem. Nou, wat moet 'n Christen se houding wees binne in hierdie situasie, in hierdie tydsgreep waarin ons leef? Hierdie saak is onlangs weer aan die groot klok gehang toe die Amerikaanse senator Ted Cruz in 'n onderhoud met Tucker Carlson gesê het dat dit 'n Bybelse opdrag is om Israel te ondersteun. Nou, so 'n stelling klink baie goed en vroom en reg op die oor, maar is dit 'n getroue vertolking van die skrif? Hoe moet ons hierdie opdrag verstaan? Inderdaad, het die Here, toe hy 'n belofte aan Abraham gemaak het, woorde gesê wat ons almal tot vandag toe raak. Ja, God het vir Abraham gesê, ek sal hulle seën wat jou seën, maar wie jou verwens, sal ek vervloek. Daar in Genesis 12 vers 3. Dis woorde van God, wat ons baie ernstig moet opneem. Abraham se nageslag is Israel. So ons houding teenoor Israel het konsekwensies. En ek en jy kan nie hiervan verskil nie. Dit is die duidelike Bybelse waarheid. En tog is alles nie heeltemal so eenvoudig nie. Want die vraag is nou, presies wie en wat en waar is Israel? En daar's baie verwarring oor hierdie saak. En daarom wil ek graag in so 2 afleweringe net kortliks 'n paar punte hieroor uitstip. Is Israel van die goddelike belofte gelykstaande aan die moderne staat Israel in die Midde-Ooste? Wie is Israel? Is dit die Jode wat in daardie staat woon? Is dit almal in daardie staat? Is dit net konservatiewe ortodokse Jode wat die Ou Testament, die Tanakh, soos hulle dit noem, ernstig opvat? Of is dit ook die hele spektrum van Jode? Vandag, waarvan sommige baie liberaal en baie selfs ook ateïsties is? Is Israel 'n etniese entiteit? En wie bepaal die inhoud daarvan? Of is dit 'n godsdienstige term? Waar word die lyne getrek? Is daar een Israel? Of dalk meer as een? Anders gesê, het God vandag hier op aarde net een volk of 2 volke? En uiteindelik kom ons by die vraag, waar pas ek en jy in? Spesifiek ons wat aan die Here Jesus behoort. Jy sal sien op die ou end gaan dit oor een baie belangrike vraag. Wie is vandag die nageslag van Abraham? Nou gelukkig gee Paulus nogal 'n baie duidelike en eenvoudige antwoord hierop in Galasiërs hoofstuk 3. Hy skryf, besef dan, die mense wat uit die geloof is, die is kinders van Abraham. En dan gaan hy aan, en omdat die skrif dit vooruitgesien het, dat God die heidene, dis nou mense wat nie etnies Jode is nie, op grond van geloof regverdig sou verklaar, het die skrif
die evangelie, die goeie nuus, reeds vooraf aan Abraham verkondig. In jou sal al die nasies geseën word. Dit is baie duidelik. Dit gaan hier oor geloof in Jesus. Paulus verklaar uitdruklik dat elkeen wat in Jesus Christus glo, 'n kind is van Abraham. En dan is dit ook baie duidelik dat heidene, met ander woorde mense wat nie etnies Israeliete is nie, deur die geloof kinders van Abraham geword het. En baie belangrik, Paulus bring dit direk in verband met die heerlike belofte, waarna ons reeds gekyk het in Genesis 12 vers 3. Ek sal hulle seën wat jou seën, maar wie jou verwens, sal ek vervloek. En deur of in jou, met ander woorde in Abraham, sal al die nasies, die groot families van die aarde, geseënd wees. Ai vriende, dis so onteenseglik duidelik. Om deel te wees van God se uitverkore volk, is nie afhanklik van etnisiteit, afkoms, ras of geslag nie. Daar's maar een vereiste: geloof in Jesus Christus as die Here. Anders gestel, as jy aan Jesus behoort, dan behoort jy, ja, ook jy, aan God se volk. En net so tussen hakies, kom ons sê dit tog maar net duidelik, dat almal dit kan hoor, spesifiek ons eie mense. Die feit dat ek 'n blanke Afrikaner is, maak my nie outomaties deel van God se volk nie. So, die groot waarheid, kom ons herhaal dit net weer, almal wat aan Jesus behoort, is nou kinders van Abraham. Dis baie duidelik. Maar jy sal dalk met my saamstem, hier's iewers ook 'n ongemaklikheid. Nou wat is dit? Die vraag bly tog, wat dan nou van die etniese Israel? Die Israel soos ons hulle in die Ou Testament leer ken het, deur al daardie geskiedenis. Ja, inderdaad het God aan hulle wonderlike beloftes gemaak. Wat het daarvan geword? Beteken dit dan nou, as ons sê dat almal wat in Jesus glo kinders van Abraham is, beteken dat God ontrou aan sy beloftes geword het aan die volk Israel van die Ou Testament? Of anders gestel, het God se woord gefaal? Weet jy, gelukkig beantwoord die apostel Paulus hierdie vraag in Romeine hoofstuk 9 tot 11. En hy spreek sommer hierdie bekommernis van ons direk aan. Daar in hoofstuk 9 reeds vanaf vers 6, as hy sê, dit is nie asof die woord van God nou gefaal het nie. En dan lê 'n baie belangrike beginsel neer. Want nie almal wat uit Israel afkomstig is die ware Israel nie. Ook is nie almal wat nageslag van Abraham is, sy kinders nie. Inteendeel, daar staan, en dan haal hy uit die skrif aan, dit is deur Isak dat jou nageslag benoem sal word. Dit wil sê, dit is nie die kinders van die liggaam wat kinders van God is nie, maar die kinders na die belofte word as nageslag beskou. Om hierdie gedeelte mooi saam te vat, dis baie duidelik, Paulus maak dit in beginsel, voor hy nou verder gaan, reeds hier baie duidelik, dat etniese, liggaamlike afkoms
nie die deurslaggewende rol speel nie. Dit gaan oor God se beloftes en God se ontferming. Die feit dat ek dalk fisies die nageslag van Abraham is, beteken nie outomaties dat ek deel is van die ware Israel, of anders gesê, 'n kind van God is nie. En dan gaan Paulus aan, en hy ontwikkel die gedagtes verder, en hy vertel vir ons dat God vir hom 'n volk bymekaar maak, bymekaar roep, bestaande uit Jode en nie-Jode, met ander woorde uit die heidene nasies. Kom ons kyk bietjie daarna, vers 24 en 25. Dit is ons wat hy geroep het. En met die ons bedoel hy die kerk van Jesus, die gelowiges. Nie net uit die Jode nie, maar ook uit die nie-Jode. En dan verwys hy na 'n profesie, so sê hy ook in Hosea, hulle wat nie my volk was nie, sal ek my volk noem, en haar wat nie geliefd was nie, sal ek my geliefde noem. Dis nog baie duidelik. Wat die etniese Israel betref, sal nie almal deel wees van God se ware volk nie. Hy maak dit nog verder duidelik as hy sê in vers 27, en dan verwys hy na 'n profesie uit Jesaja, maar Jesaja roep aangaande Israel uit, is nou die fisiese Israel, al is die getal van die kinders van Israel soos die sand van die see, sal net 'n oorblyfsel verlos word. Ja, daar sal baie mense wees wat fisies deel is, etnies deel is van Israel, maar die wat verlos word, sal eintlik maar net 'n klein oorblyfsel wees. En ons weet, dit is hulle wat Jesus as die Messias, die verlosser, aanvaar het. Ja, dit is inderdaad die harde, tragiese werklikheid, dat die oorgrote meerderheid van etniese, fisiese Israel, die Jode van Jesus se tyd, hom verwerp het. En dit klink baie hartseer, maar aan die ander kant moet ons nou besef, God is absoluut in beheer, en niks kan sy planne omverwerp nie. Juis deur Israel se val, deur hulle ongehoorsaamheid, met ander woorde, deurdat hulle Jesus verwerp het die heidene nasies nou 'n kans gekry. Mens kan sê, so het die redding dan nou juis na die heidene, met ander woorde, die nie-Jode gekom. Na ons wat nie Jode is nie. En ons kry 'n treffende voorbeeld daarvan in Handelinge hoofstuk 13. Ons lees daarvan vers 44, die volgende Sabbat het byna die hele stad byeengekom om die woord van die Here te hoor. Toe die Jode die skare sien, is hulle vervul met naaiwer, of ons kan ook sê met afguns, en hulle het dit wat Paulus gesê het teengestaan en belaster. Maar Paulus en Barnabas het prontuit vir hulle gesê, die woord van God moes eerste aan julle verkondig word. Maar aangesien julle, dis nou die Jode, dit verwerp en julle self nie die ewige lewe werd ag nie, kyk, nou wend ons tot die heiden nasies. Want so het die Here dit aan ons opgedra. En dan haal hy hier aan uit Jesaja, ek het jou aangewys as 'n lig vir die nasies, sodat jy verlossing kan bring tot aan die uiteindes van die aarde. Dit gaan hier oor Jesus, wat 'n lig is, nie net vir Israel, die fisiese etniese Israel nie, maar vir die nasies, tot aan die eindes van die aarde. Kan jy sien
hoe werk God? Ja, deur hierdie hartseer feit dat Israel, aan wie die evangelie eerstens verkondig is, dat hulle Jesus se evangelie verwerp het, het daar 'n deur oopgegaan vir die heidene nasies. En ons sal weer daarby uitkom. So, hoor ek maar net weer, nie almal wat die naam Israel dra, is waarlik deel van God se Israel nie. Hulle is nie almal ware kinders van Abraham nie, al is hulle fisies sy afstammelinge. En weet jy, hierdie beginsel kry ons eintlik reeds in die Ou Testament uitgespel. God kondig sy oordeele aan oor die heidene nasies en sy eie volk. Daar in Jeremia. En dan lees ons in Jeremia 9 vers 26. Want al die nasies is eintlik onbesnede, dis nou die heidene. Maar die hele huis van Israel is onbesnede van hart. Ja, die nasies het nie die verbondsteken van die kinders van Abraham, die besnydenis nie, maar Israel, hulle het wel die uiterlike teken, maar hulle is onbesnede van hart. So reeds in die Ou Testament is dit duidelik, dis die toestand van die hart wat regtig tel. Nie die fisiese verwantskap of uiterlike rituele nie. Maar kom nou weer net terug by die hele kwessie van Israel en die kerk. Paulus verduidelik hierdie hele kwessie van die verhouding of die verwantskap tussen Israel en die Nuwe Testamentiese gelowiges, waarvan ek en jy, vertrou ek, deel is, met die beeld van 'n olyfboom. En hy verduidelik dit in Romeine hoofstuk 11. En ons kan nou nie die hele Romeine 11 lees in so 'n kort rukkie nie. Ek gaan net daarvan vers 17 lees. En as 'n aantal van die takke van die mak-olyfboom uitgebreek is, en jy, die wilde olyf, tussen die takke ingeënt is, en so aan die voedingskrag van die mak-olyfboom se wortel deel gekry het, moet jy nie teenoor die ander takke spog nie. As jy wel spog, hy wil sê, as jy nou wel spog, onthou net bietjie, jy ondersteun nie die wortel nie, maar die wortel vir jou. Jy sal dan sê, daar is takke uitgebreek, sodat ek op die boom ingeënt kan word. Goed en wel, dit is deur hulle ongeloof dat hulle uitgebreek is. Maar jy is deur jou geloof. Maar jy is daar deur jou geloof. Moenie hooghartig wees nie, maar wees vol ontzag. Net so vinnig, die mak-olyfboom, dis die etniese, fisiese Israel. Weens hulle ongeloof, weens die feit dat hulle Jesus verwerp het, is 'n klomp van hierdie boom se takke afgekap. En in die plek van hierdie afgekapte of afgebreekte takke, is nuwe takke ingeënt. Die takke van 'n wilde olyfboom. Dis nou die mense uit die heidene nasies. Hulle is nou ingeënt op God se volk. En so het die heidene nasies, die wat Jesus aanvaar het, die wat nou in hom glo, deel geword van die olyfboom, van die een ware Israel. Maar hier is ook 'n waarskuwing. Ons moenie hoogmoedig raak nie. Want net soos wat God die takke wat ongelowig was, wat nie sy seun wou aanvaar nie, afgebreek het, wel, dit kan met ons ook gebeur. Ons moet vol eerbied en ontzag wees. Ons moet volhard in die geloof. Die groot punt is net, daar's net een olyfboom.
bestaande uit die oorspronklike takke van die makolyfboom, gelowiges in Jesus uit die volk Israel en gelowiges uit die heidennasies. Nou ek weet, sommige mense verwys na hierdie tipe interpretasie, hierdie teologie as onregverdige vergeesteliking, of hulle praat van die vervangingsteologie. Nee, dis nie 'n vervangingsteologie nie. Die Israel van die ou verbond word nie streng gesproke vervang met die kerk van die nuwe verbond nie. Dis eerder die vervulling van God se beloftes aan Abraham. Ja, al die nasies word nou deur Abraham geseën, deurdat almal wat aan Jesus behoort nou deel is van die een olyfboom, die kerk van Jesus, die ware Israel, die Israel van God, soos Paulus dit ook noem in Galasiërs 6 vers 16. Die res van die Nuwe Testament getuig saam van hierdie waarhede. In die boek Openbaring vind ons 'n verdere kragtige bevestiging dat God net een volk het, die ware Israel. Een van die beelde wat gebruik word, is die 144.000 verseeldes. Nou, dit is duidelik nie 'n letterlike getal van gelowiges nie. Die Jehova getuies verstaan dit so, maar dit is baie duidelik nie letterlik nie. Dis simbolies die verseeldes van Israel. Maar wie is hierdie Israel? Die getal self maak dit baie duidelik. 144.000, hoe kom ons daarby uit? Dit is mos 12 maal 12 maal die volheidsgetal 1000. Dit verteenwoordig of simboliseer die volheid van die gelowiges van die ou bedeling, verteenwoordig deur die 12 stamme van die fisiese Israel, en die gelowiges van die nuwe bedeling, die kerk van Jesus, gebou op die boodskap van die 12 apostels. Dink bietjie mooi, Jesus kies 12 apostels, nie 10 of 20 nie, 12 apostels as die fondasie van die nuwe begin wat hy maak met die nuwe verbond, die fondasie van sy kerk. Maar dis juis 12, omdat dit die voortsetting is van die een ware Israel, en daarom die vervulling is van die beloftes aan Abraham. Weereens is baie duidelik, God se Israel is die kerk van Jesus, kinders van Abraham, almal wat aan Jesus behoort. Nou, hier moet ons baie versigtig wees. Beteken dit dat ons nou soos sommige mense anti-Joods moet wees? Nee, 1000 maal nee. Antisemitisme en nazi-simpatie het maar geen plek en reg in die kerk van die Here Jesus nie. Inteendeel, dit moet ons grootste begeerte en passie wees, soos dit ook trouwens die passie van Paulus was, dat ook etniese godsdienstige Jode daartoe sal kom om Jesus as die ware Messias te omhels. Onthou, Paulus self was 'n voorbeeld van 'n harde, konservatiewe Jood, wat eers vir Jesus en sy disippels gehaat het, maar uiteindelik voor Jesus gebuig het, en 'n uitverkore werktuig van God vir die evangelie geword het. En inderdaad is dit so, dat dit vandag gebeur, dat Jode, baie van hulle, ook Jesus as hulle persoonlike verlosser
en Messias vind. Jy weet, ek verbly my oor die getuienisse van Jode wat Jesus ook vandag gevind het. Vriende, ons leef in 'n tyd van groot verwarring en chaos en baie teorieë. Maar in al hierdie ellendes en chaos is daar een baie belangrike vraag wat ek ook vir jou wil vra. Is jy deel van God se uitverkore volk? Jy mag dalk verskil oor die presiese interpretasie van sommige van die tekste waaroor ons gepraat het, maar dit maak nie nou saak nie. Die persoonlike vraag wat ek vir jou wil vra, is jy 'n kind van Abraham? Jy weet, hierdie vraag is ewigheidsbelangrik. Jy sal onthou, Johannes die Doper het gekom en die boodskap van bekering gebring. En nie almal wou dit aanvaar nie. Net soos vandag het mense geskuil, sommige van die wat na Johannes geluister het, agter hulle afkoms en hulle self outomaties beskou as kinders van Abraham. En weet jy, Johannes het 'n baie skerp en duidelike boodskap vir sulke mense gehad. Destyds, maar is ook 'n boodskap vir ons vandag. Ons kry dit daar in Lukas hoofstuk 3. Ek gaan vir ons lees vanaf vers 7. Vir die skare wat in groot getalle na Johannes gestroom het om deur hom gedoop te word, het hy gesê: "Julle ander geslag, weet julle wys gemaak dat julle aan die dreigende oordeel kan ontkom, dat julle hierdie oordeel kan ontvlug? Dra liewer vrugte wat by die bekering pas." En luister dan, wat sê hy? "Moenie vir julleself begin sê, ons het Abraham as voorvader nie. Want ek sê vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verbek. Die byl lê reeds gereed teen die wortel van die boom. Elke boom wat nie goed vrug dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi." Kan jy sien? Ook in Johannes se prediking, wat impliseer hy hierso? Wie is regtig Israel? Wie is Abraham se kinders? Hoe word dit bepaal? Hy waarsku sy hoorders om nie 'n valse vertroue te hê op hulle fisiese afkoms en etnisiteit nie. Nee, wat nodig is om werklik 'n kind van Abraham te wees, is bekering, geloof, die ontvangs van God se genade in Jesus Christus. Ek vra jou weer, is jy al 'n kind van Abraham? Maak seker en leef dan dankbaar as God se kind in hierdie deurmekaar wêreld.